Goeienaand. Vanaand het ons weer 'n woordskool en soos ek aangekondig het, gaan ons dit vanaand hê oor, en dis die derde deel vanaand oor die bruilof van Kanaan, Johannes hoofstuk 2. En dis 'n baie interessante verhaal en ek glo ook dat hierdie storie van die bruilof van Kanaan nie sonder 'n rede deur Johannes opgeteken is. Johannes is altyd, soos ek al gesê het, besig om Jesus se geestelikheid aan ons bekend te stel, waar die ander 3 evangelies besig was om Jesus as mens voor te stel, dat hy gesterf het as mens, wil Johannes benadruk dat Jesus werklik die seun van God is, wat na die wêreld gekom het om vir ons te sterf. So daarmee gaan ons nou vanaand verder met hoofstuk 2, baie interessante hoofstuk, maar ons gaan eers ons hoofde buig en die seën van die Here vra. Dankie Vader dat ons by mekaar kan wees in U naam. Dankie dat dit opgeneem kan word en dat hierdie video ook bekyk kan word deur mense en dat ons kan leer van U woord vanaand uit Johannes hoofstuk 2. Wil U Gees ons seën, ons harte oopmaak om die woord vanaand te kan hoor en die woord te kan verstaan. En ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie. Ons lees dit in die woord. En dit staan so in die ou vertaling nog, Johannes 2 vers 1, en op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn tekort kom, sê die moeder van Jesus hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Waar is my versies? Daar kom hulle. En daar is volgens die reinigingsgebruik, ek sien ek het die verkeerde sheets gebruik, okay, maak nie saak nie. En daar was volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hul tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom. Die bruidegom was verantwoordelik vir die bruilof. En sê vir hom, elke mens sit eers goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Nou, dan gaan hy verder en dan kom daar ook die tempelreiniging, dat Jesus die mense uit die tempel uitjaag. Maar ons behandel vanaand net hierdie hoofstuk van, of hierdie gedeelte van die bruilof van Kana. In hierdie hoofstuk, of hierdie gedeelte, staan geweldig baie simboliek. Soos ek al gesê het, en soos ons weet, Johannes het ook die openbaring geskryf van Jesus, wat ook so vol simbolieke staan. Nou, ons gaan 'n paar van die simbolieke vanaand ook behandel. Nie almal nie, want dit gaan bietjie te lank vat, dis baie diep. Maar kom ons kyk eers, dis nogal interessant, hier was 'n bruilof. En baie mense wonder, hoe het 'n bruilof, 'n Joodse bruilof in die tyd van Jesus plaasgevind, en eintlik vandag nog steeds. En daarby wil ek eers stil staan. Hoe het die bruilof van Kana gelyk? Hoe het dit gegaan in Jesus se tyd? In Jesus se tyd het dit heel anders gegaan as in ons tyd. Daar was eers 'n verloving tussen die 2 jong mense, en 'n verloving in daardie tyd was baie meer bindend as wat dit in ons tyd is. In die verloving, of tydens die verlovingstyd, is 'n kontrak, 'n regte huwelikskontrak opgestel wat geteken is, waarin die man se verpligtinge teenoor sy vrou opgeteken staan, vasgelê is. En al het die paar nog nie saam gewoon nie, met mekaar nie, is hulle reeds wettelik getrou, volgens die kontrak. Al bly hulle nie saam nie.
En om hierdie verbintenis te verbreek, was 'n amptelike skeibrief nodig selfs. Jy kon nie sommer dan, al was jy verloof, sommer sê van, dis verby nie. Jy moes 'n amptelike skeibrief kry. Die bruidegom het dan na die verloving, het hy weer teruggekeer na sy ouer huis, sy vader en moeder se huis, om 'n blyplek vir die bruid voor te berei. Dit was gewoonlik 'n kamer, of 'n woonstelletjie, of wat ook al, in die ouer huis. En dit het normaalweg omtrent 'n jaar geduur, die verloving. Dit pas by die Bybelse uitsprake van al reg deur in Genesis, goeienaand, reg deur in Genesis 2 vers 24, waar staan, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en er sal een vlees wees. Al reg aan die begin van die Bybel staan dit so. Dis die norm vir die Bybel om getroud te wees. In Markus word dit herhaal, en Matteus herhaal dit ook dieselfde, waarin staan Markus 7 en 8, om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aanklee, en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Paulus sê dit ook, in Efesiërs 5 vers 31, herhaal hy dieselfde woorde, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Dit is volgens die Bybel die norm van die huwelik. Dis iets wat ek in my bediening as jeugpastoor baie met jong mense bespreek het. Baie het na my toe gekom en gesê van, maar pastoor, ons is baie lief vir mekaar. So ons weet ons gaan trou. Dan kan ons maar mos gemeenskap met mekaar hê. Maar die Bybel praat nie net van gemeenskap nie. Die Bybel praat nie net van een vlees word nie. Die Bybel praat van die man sal eers sy vader en sy moeder se huis verlaat. Dit beteken dat die man in staat is om vir sy vrou te kan sorg. Dis die beginsel van die Bybel, dat die man vir sy vrou kan sorg. Hy sal sy vader en moeder se huis verlaat en hy sal sy vrou aankleef. Dit beteken dat hy die sorg van haar vader en haar moeder oorneem en vir haar kan sorg. Die ouers hoef nie meer vir die kind te sorg nie, maar nou kom die man wat sy ouerhuis verlaat het en hy neem die sorg oor van die ouers en dan sal hulle twee een word. So, met ander woorde, voordat jy met mekaar een wil wees deur gemeenskap, moet 'n man in staat wees om vir die vrou met wie hy gemeenskap het, te kan trou, om vir haar te kan sorg, om haar 'n blyplek aan te bied. Dit is die Bybelse norm. Alles wat die kerk daarvan gemaak het, is wonderlik, dit is mooi, en dit is goed, maar dis 'n kerkse instelling. Hierdie is die Bybelse instelling. Kan 'n man en 'n vrou daarom saam woon, sonder dat hulle deur die kerk of deur die wet getrou het? Die antwoord is ongelukkig ja, want dit is wat hier staan. Dit is soos die Bybel sê wat dit moet wees. Maar my vraag is, onthou, as jy gaan saam woon met mekaar, omdat jy dit wil probeer met mekaar, is dit nie 'n Bybelse prinsipe nie. Die Bybel sê, die man moet sy vader en sy moeder se huis verlaat, en hy moet vir haar gaan sorg. Dis die basisprinsipe. Nou, as dit die basisprinsipe is, hoekom gaan jy nie trou nie? Dit kom op dieselfde neer. En dan sal die twee saam een vlees word. So as jong mense gesondig het, wil dit nie sê, soos ons in die ou tyd geleef het, as hulle een vlees geword het, moet hulle trou nie. Want daar is 'n prinsipe hiervoor. Die man sal sy huis verlaat en vir sy vrou moet sorg. Die res is sonde. So ek is glad nie 'n voorstander van dat mense saam moet woon nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek glo in die huwelik, en in die belofte wat hulle aan mekaar gee. En dis eintlik ook die Joodse tradisie. Ek meen, as jy weer kyk na hoe dit met die Jode gegaan het, dan het hulle eers verloof. Hulle was 'n jaar verloof sonder dat hulle by mekaar gebly het. En daardie verloving was eintlik al 'n wetlike verpligting na mekaar toe. Maar dan na die verloving, na die jaar, die man wat sy ouerhuis verlaat het vir sy vrou, sy toekomstige vrou, of eintlik al sy vrou, want hy is al getroud volgens die kontrak, het hy vir haar 'n plek berei,
En dan so omtrent na 'n jaar, dan gaan die huweliksfees plaasvind. Daar is 'n fees. Daar is in die Joodse tradisie, is daar 'n huweliksfees, om dit met mekaar te vier. En daardie fees is ook vol tradisies. Dit begin wanneer die voorbereidingsfees, die voorbereidings gereed was. En dit het dikwels in die nag gebeur. Dit was, die bruid het maar gewag, en dan kon dit gebeur. Die bruidegom het saam met sy vriende 'n soort van 'n feestelike prosessie gehou, en hulle het na die bruid se huis toe gegaan, en hulle die bruid saamgevat na die bruidegom se huis toe. Die bruid en haar metgeselle het vir hom gesit en wag, want hulle het nie geweet wanneer hy presies kom nie. Dit was ongeveer na 'n jaar. En hulle het daar gesit en wag vir hom met haar metgeselle met brandende olielampe. Dis waar die gelykenis vandaan kom van die 5 dwaase en die 5 wyse maagde. En dan kom die bruid, of die bruidegom, hy het haar gehaal, hy vat haar saam na sy ouerhuis, en dit gaan gepaard met gedans en met musiek en fakkels en alles. En by die aankoms van die huis van die bruidegom, het die werklike seremonie dan onder 'n afdak, of soos hulle dit noem, 'n baldakijn plaasgevind. En dit was met die, soos dit in die blues is, die happa. Dit is 'n woord vir voorstelling of opvoering. Onder die baldakijn het dan die priester hulle geseën. Daar was 7 spesifieke seëninge wat oor 'n beker wyn oor hulle uitgespreek is, waarin hulle God gedank het vir die skepping en vir die instelling van die huwelik. En dit is omtrent soos dit gegaan het. Na die seremonie was daar 'n geweldige groot bruilofsmaal, soos nou hier in Kana. En dit was die hoogtepunt van die hele bruilof, en dit was die hoogtepunt van die feeste soos 'n dorpie in Kana. Dit was die plig van die bruidegom en sy familie om oorvloed vir die fees te verseker. Die bruidegom was verantwoordelik vir die fees en vir oorvloed. Dit moes altyd in oorvloed moes dit aangebied word. En in die konteks van Johannes 2 is dit belangrik om te verstaan waarom dit so 'n geweldige flater was, wil ek sê, dat die wyn opgeraak het. Want dit was 'n groot fout van die bruidegom. Die wyn het opgeraak. En in die Joodse kultuur was die gasvryheid deurslaggewend. 'n tekort hieraan het 'n diep skaamte oor die familie en oor die bruidegom gebring. As daar te min was, as die wyn byvoorbeeld opgeraak het, soos in hierdie geval, die rabbynse tradisie sê, sonder wyn is daar geen vreugde nie. As die wyn opgeraak het, dan het dit simbolies beteken dat die vreugde van die fees verby was, en dat die fees amptelik geëindig het. So dit was nogal 'n krisis dat die wyn opgeraak het. In sommige gevalle selfs kon die familie die bruidegom dagvaar, kan jy dit glo? Kon die familie van die bruid byvoorbeeld of die bruidegom in die gevalle van die bruid kon die familie van die bruidegom aangekla word, gedagvaar word, omdat hy nie sy belofte van 'n behoorlike fees nagekom het nie. So dit was 'n ernstige saak, hierdie hele huwelik en die fees van Kana. En dan verstaan ons ook, hoe ernstig dit was dat die wyn opgeraak het. Dit was nie sommer net 'n dingetjie nie. Die wyn het opgeraak. En nou staan die bruidegom eintlik, sonder dat hy dit nog geweet het, 'n groot verleentheid. Die wyn het opgeraak. En Johannes meld ook dat daar 6 klipwatervate gestaan het vir die Joodse reinigingsgebruik. Gaste moes hulle hande en hulle voete volgens streng godsdienstige eise en wette moes hulle was, voordat hulle deelgeneem het aan die maaltyd. Dat Jesus juis hierdie water, reinigingswater, vir die rituele wassing, wat daarvoor bedoel was, gebruik het om te verander in wyn. En nie sommer wyn nie, maar die hoogste gehalte wyn. Dit was vir die omstanders, of vir die dienaars, 'n kragtige teken van 'n nuwe tyd wat aangebreek het, wat die wette of die ou wette oortref. Johannes 1
of Johannes 2 vers 1 begin van dat dit die derde dag was. Dit was die derde dag het ons gelees. Nou, ons weet almal wat op die derde dag na Jesus se kruisiging gebeur het. Dis 'n simbool van die opstanding van Jesus. Hierdie hele bruilof van Kanaan is vol simboliek van Jesus se kruisiging en sy opstanding. Johannes meld bewus dat dit die derde dag was, dat dit plaasgevind het. Hoekom? Omdat dit aangee die derde dag, dat 'n ou bedeling is afgesluit. Daar is nou 'n nuwe bedeling. Op die derde dag toe Jesus opgestaan het die nuwe lewe in Jesus se genade begin. En so maak hy ook eintlik hiervan melding van dit was die derde dag. Hier, op hierdie dag, het iets begin wat nuut was. Jesus se optrede. Hy verwys onmiddellik na daardie derde dag. Iets wat nuut begin het. Ons lees ook dat hy saam met sy moeder Maria daar was. Hulle was van die genooide gaste het ons gelees en hy was op daardie oomblik vir niemand belangrik nie. Niemand het Jesus geken nie. En hulle het hom nog nie geken nie. En daarom was dit belangrik om te vermeld dat dit op die derde dag was, omdat dit die begin van iets nuuts was. Nou sou Jesus in die openbaar begin optree. En sou mense hom begin herken as die Messias. Sy moeder was daar, sê Johannes. Hy maak 'n punt daarvan om te vermeld dat by die begin van Jesus se optrede, sy openbare optrede, dat sy moeder daarbey betrokke was. Soos hy hier by 'n nuwe begin van Jesus was van sy openbare optrede, was hy by Jesus se sterwe ook aanwesig, by die afsluiting van Jesus se periode hier op aarde en by die opstanding. Sy was daar toe Jesus uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. En dan is die wyn klaar. Kom ons kyk weer daarna. Die wyn is klaar. Dis 'n ramp soos ons gesê het. Dit was 'n drama en 'n geweldige groot inskattingsfout van die bruidegom. Die wyn is klaar en daar kom Maria, die moeder van Jesus. Sy kom in aksie en sy sê vir hom, daar is geen wyn meer nie. Nou, ek glo nie Maria het verwag dat Jesus gou na voor die Smit se bottelstoer moes hardloop om nuwe wyn te koop nie. Sy het verwag dat Jesus 'n wonderwerk gaan doen. Hoekom sê sy vir hom die wyn is klaar? Sy het geweet hy kan iets doen. Wyn is klaar, sê sy vir hom. En dan sê hy dit, hy sê, vrou, wat het ek met u te doen? Ek en Hendrik het laas nog gekyk na 'n storie wat daaroor gaan, wat iemand sê van, as ek vir my ma in daai tyd sou gesê het van vrou, wat het ek met u te doen, dan weet ek nie of ek nog vandag sou geleef het nie. Maar in daai tyd was dit waarskynlik normaal dat jy so kom praat met jou ma. En dan sê hy vir haar, en dis nogal treffend, hy sê vir haar dat sy uur nog nie gekom het nie. Nou daarmee kan ons verstaan dat hy sê van, ek moet dit nog nie doen nie, ek moet nog nie optree nie. My uur het nog nie gekom nie. Maar as Johannes skryf oor die uur wat nog nie gekom het nie, dan gaan dit oor sy verheerliking, of oor sy sterf, oor sy kruisdood en die verheerliking van Jesus. Dis 'n beeldspraak wat hier ook gebruik word. Jesus wat sê, my uur het nog nie gekom nie. En soos ek sê, dit is 'n verwysing na die kruis, waarin hy sy bloed gestort het vir ons, wat later vergelyk word met wyn, wat ons gebruik met nagmaal, as hy sê van drink daarvan, dit is my bloed. Dit is 'n bewys van die nuwe verbond. Die wonderwerk van die wyn in Kana verbind die vreugde van die lewe direk met die offer wat op Golgotha vir ons plaasgevind het. Wat uiteindelik deur Jesus se sterwe, wat natuurlik 'n geweldige drama en hartseer storie is, maar uiteindelik vir ons lewe beteken en ook daardeur vreugde beteken, natuurlik ook simboliseer. Waarskynlik
wou sy moeder hiermee gehad het, dat die mense moes begin sien wie Jesus was. Want sy het geweet wie Jesus was. Sy het geweet dat hy die seun van God is en wat sy doel was om te kom. En met sy berisping wys dit vir ons dat die Maria verering verkeerd is. Sy was ook maar 'n mens. En sy het ook redding gehad net soos ons, net soos elke ander mens. Maar dit is treffend dat sy nie opgee nie. Sy luister na Jesus, sy hoor wat hy sê, van my uur het nog nie gekom nie. En tog gaan sy na die diensknegte toe, dienaars, en sê vir hulle, dat hulle moet doen wat hy sê. Nou kom ek sê vir julle, wat ek agtergekom, wat ek gelees het, oor hierdie storie van Maria, wat gesê het, van die wyn is op, en van haar verwag dat, en van hom verwag dat hy die water in wyn sal verander, of dat hy een of ander wonderwerk sal doen, sy het geweet. Waarskynlik het Jesus al wonderwerkies by die huis gedoen, dit kan wees, want sy het geweet, hy kan 'n wonderwerk doen. En nou is dit treffend dat Jesus vir haar sê, my uur het nog nie gekom nie, wat ook kan beteken, dat Jesus nog nie in die openbaar herken of gesien wou word as die Messias nie. Dit was in die begin. Onthou hoe hy vir sommige mense gesê het, as hy hulle gesond gemaak het, dat hy vir hulle gesê het van, moet dit nie vir ander vertel nie. Met die dogtertjie van Jairus byvoorbeeld, het hy gesê, moet dit nie vir ander vertel nie. Hoekom? Omdat Jesus nie bekend wou staan as iemand wat net wonderwerke doen nie. Jesus moes gesien word as die Messias wat gekom het om vir ons te sterf. En mense moet hom nie op 'n verkeerde manier vereer nie. Mense moet hom nie vereer deur sy wonderwerke nie. So hy wou ook dalk nie gehad het hier, dat mense moes sien, dat hy die Messias was, wat wonderwerke doen nie. Gee hulle 'n kans om my as Messias te leer ken. My tyd het nog nie gekom nie, om nou al met wonderwerke te begin nie. En sy het dit verstaan, want sy het geweet hy gaan iets doen. Sy het dit verstaan. So sy het dalk ook vir die dienaars gesê, Jesus het eintlik vir haar min of meer gesê, van moet dit nie rond vertel dat die wyn klaar is nie. Hou dit stil. Hou dit stil. En dan sê sy net vir die dienaars, fluister sy in hulle oor, luister mooi wat hy vir julle sê. En gehoorsaam net dit wat hy sê. En hulle het dit gedoen. Dit is belangrik om te luister na wat Jesus sê. Nou die 6 klipkanne is ook 'n simbool van ons as mens wat onvolmaak is. Die onvolmaaktheid van die mens. Die 6 is die getal van onvolmaaktheid. 7 is die getal van volmaaktheid. Hulle was leeg. En Jesus het hulle bevel gegee om hulle vol te maak. Nou as Jesus bevel gee, as Jesus vir jou sê om iets te doen, dan is dit die beste om te doen wat Jesus sê. Daar's 'n voorbeeld in die Bybel, dat hulle nie gedoen het wat Jesus gesê het nie. Jesus het byvoorbeeld, ons lees dit in Lukas 5 vanaf vers 2 tot 7, daar staan, en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite, wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. Daar staan julle nette, sien julle dit? Nette in meervoud. Sit julle nette in diep waters uit. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net. Sien jy dat dit enkelvoud is? Die net laat sak. Terwyl Jesus vir hom sê, gooi jou nette uit. En Petrus sê, ons is nie baie lus nie. Ons het al so lank gewerk. Ons gaan tog niks vang nie. Maar okay, omdat u dit sê, sal ons maar 'n net uitgooi. En wat gebeur toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeur. As hulle nette uitgegooi het, sou hulle nette amper geskeur het. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. So vol was die een net. Luister mooi
as Jesus praat. Dis is belangrik. So as Jesus sê, maak die waterkanne vol, maak dan al die waterkanne vol. Nie net een nie, maar maak almal vol. Gelukkig het hulle dit gedoen. En nadat hulle die klipkanne vol gemaak het, sê die woord, het hy hulle, die dienaars, beveel om daaruit te skep en dit vir die hoofdienaar, hulle manager, te gaan bring. En toe hulle dit vir hom bring, was die water in wyn verander. En toe hierdie hoofdienaar dit proe, het die Bybel gesê, toe die hoofdienaar dit proe, het hy die bruidegom geroep, wat verantwoordelik was vir die probleem, roep hy die bruidegom, wat toe diep beïndruk was met die wyn wat hy gedrink het. En hy het gedink dat die hoofdienaar die beste wyn vir laaste geberre het. Wow, dit was die beste wyn. Die verandering van water in wyn simboliseer ook die oorgang van die Ou Testament, die ou verbond, wat met reïnwater ook te doen gehad het, na die nuwe verbond van genade en oorvloed deur Jesus Christus, wat 'n nuwe lewe deur die Heilige Gees bring. Maar dat die wyn beter was as die wat hulle eerste gehad, simboliseer ook die verlossingswerk geskiedenis van Jesus. Normaal kom jy met die beste as eerste. Dit sit jy eerste voor. En as dit klaar is, dan het jy gelukkig nog 'n ander wyn wat nie so goed is as die eerste wyn nie. In God se plan met Jesus is die teenoorgestelde ook waar. Die koms van Jesus is die beste wyn wat tot die einde toe bewaar is. Ja, ons het wyn gehad in die ou verbond, en ons het die wette gehad, ons het die reëls gehad, ons het die tradisies gehad, ons het God geken, as in elk geval die volk van Israel het God geken, God het homself openbaar, maar toe kom Jesus. En Jesus maak die beste van God aan ons bekend, die Vader van liefde. Nou deur sy eerste openbare wonderwerk by troue te verrig, posisioneer Jesus homself ook as die bruidegom, die hemelse bruidegom, wat gekom het om die verbond tussen God en die mensdom te herstel en dit te vier. Die fees in Kana kan jy dus beskou as 'n voorsmaakie van wat later in die Bybel bekend staan as die bruilofsfees van die Lam. Nou, soos ek al eerder gesê het, onthou dat hierdie wonderwerk nie 'n openbare vertoning was nie. Die meeste gaste het nie eens geweet wat gebeur het nie. Maar dit was 'n persoonlike openbaring vir hulle wat gehoorsaam was, die dienaars. Dit simboliseer die geestelike oë wat oopgegaan het vir wie hy werklik is. Die seremoniemeester het die resultaat geproe, sê maar die hoofdienaar het die resultaat geproe, maar het nie geweet waar dit vandaan kom nie. Die bruidegom het die krediet vir die goeie wyn ontvang, maar het niks daarvoor gedoen nie. Hy het nie geweet nie, maar die dienaars het geweet. Hulle het die water geskep en dit laat proe. En dit is ook 'n herhalende tema, diegene wat bereid is om te dien en om hom te gehoorsaam, soos Maria vir hulle gesê het, doen wat hy vir julle vra. Wees gehoorsaam aan hom. Is dikwels die eerstes en dikwels ook die enigstes om te sien hoe die wonderwerk werklik ontvou. Vers 11, daarmee sluit ek af. Vers 11 sê, kom ons kyk 'n bietjie terug. Vers 11b, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Dit was die eerste wonderwerk by die disippels en hulle het deur hierdie wonderwerk in hom geglo. Dis nie 'n mooi storie nie, is dit 'n mooi uiteensetting van die bruilof van Kana nie. En dit is die studie vir vanaand, die woordskool vir vanaand, oor die bruilof van Kana. Sondag is daar weer 'n byeenkoms hier om 10:00 en dan sal ons praat met mekaar oor die sonde lê voor die deur en wag. So dit gaan 'n interessante onderwerp wees ook om dit Sondag te beleef. Kom ons sluit dit af vanaand.
Vader, ons sê vir U dankie vir U woord. Dankie Here dat ons so baie kan leer uit U woord. Maar bo alles, dankie dat U gekom het. Dat U vir ons die prys betaal het. Dat U vir ons gesterf het. En dat ons U mag ken as die bruidegom en ons as gemeente die bruid wat vir U wag om te kom. En ons sien uit na U koms, want ons weet U gaan kom. Ons gaan U ontmoet as kinders van U. Dankie Here vir hierdie aand wat ons by mekaar kon wees. Wil U ons seën as ons nou na ons huise toe gaan met 'n goeie nagrus. Wil U elkeen seën wat ook na hierdie video kyk, word deur U woord verheerlik in Jesus se naam. Amen.